Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgens krantbesprekings en Gert van der Westhuizen is hier om te praat oor die jongste plaaslike en internasionale nuus. Goeiemôre Gert. Goeiemôre Jennifer en goeiemôre Peer. Meneer van der Voel Westhuizen. hierdie week nie bietjie lank nie? Julle waar is die vakansiedag? Ja, ek weet verlede week het ons net 3 dae gehad. Ek sê ek gee jou môre af. Gee my môre af. Ja. Okay, baie dankie Peer. En maar wat van oormôre dan? Ja, maar oormôre wie weer werk. Okay, ja, dag sal werk. Gert, wat wel nie werk nie, ons begin by interessante nuus volgende en ek sê interessant want nou weet ek nie wat gaan gebeur nie want die wêreld is op sy kop. Daar val Indië vir Pakistan aan. Ja, Jennifer, dit volg nou na daai moord nou die dag op die 26 toeriste in Kashmir. Daar's altyd spanning tussen Indië en Pakistan. Jy weet sedert 1947 die onafhanklikheid het hulle mos geskei. Die moslim gedeelte is Pakistan, die Hindu gedeelte is Indië, maar daar bly nog steeds meer moslems in Indië dink ek as in enige ander land in die wêreld. So daar's altyd spanning tussen hulle en wat dit regtig baie kommerwekkend maak is die feit dat albei kernwapens het. So mense weet net nie wanneer gaan een of ander iemand 'n verkeerde knoppie druk nie. Maar ja, die aanval was seker maar te verwag dat jy kan nie verwag dat Indië seker niks gaan doen nie. Ons onthou nog enkele jare gelede was hy verskriklike aanval op hy hotel in Mumbai wat ook uit Pakistan geloods is. Toe was daar ook baie spanning tussen hulle gewees. Hulle was in 'n hele paar oorloë gewikkeld sedert 1947. So mense weet nie wat hier gaan gebeur nie. Dis net nie goeie nuus nie want die wêreld is dan nou vol oorlog. Ja. Dis nou die nuutste byvoeging tot die oorlog wat nou aangaan en jy weet ek sien in Gaza is dinge ook besig om heeltemal agteruit te gaan. Dat nou Israeliese minister gister gevra dat Gaza heeltemal vernietig word, dat die mense na ander lande toe gevat word. Jy weet, ek weet net nie, ons bevind ons nie op 'n goeie plek nie. Die groot vraag is, dit gaan baie geopolitiese gevolge hier hê, want Indië en China, wat albei lede is van BRICS, hou nie baie vir mekaar in die stadium van die geveg nie, want die een wil die grootste moondheid in Asië wees. Ja. Jy weet, en hulle dis soos 'n armdruk tussen hulle. Mense sal nou nogal sien wat in China se reaksie gaan wees op die aanval, sal ook baie interessant wees. Wat kommerwekkend is hierdie is al twee kernmoondhede. Ja, kernmoondhede, ja. Pakistan en Indië is kernmoondhede. Kashmir die stryd rondom Kashmir is nou al dekades en dekades aan die gang. Ja. Maar hierdie aanval, dit is 'n amptelike aanval deur Indië in Indiese grondgebied, nie in die omstrede Kashmir area. Maar dit is 'n deel wat Pakistan administreer, so dit is waar die probleem inkom. Kyk, hulle deel mos nou 'n soort van die administrasie daarso. En dit is 'n aanval, dit word dus gesien as 'n aanval op Pakistan. Die getuienis volgens die artikel, Indië sê die getuienis is absoluut duidelik dat dit 'n Pakistan gebaseerde terroristegroep is wat die 26 toeriste vermoor het. Wat is Pakistan? Wat verwag jy is Pakistan se reaksie om vir Indië te sê, okay, julle het nou ons aangeval, maar ons verstaan dus nie die terroriste wat julle aanval. Julle val nie Pakistan aan as 'n staat nie. Gaan hulle dit so verstaan? Dit sal die koelkop benadering wees, maar nou word daar gesê daar's burgerlike gebiede aangeval. Jy weet, Pakistan is as nou daai mooi Engelse woord te gebruik, eintlik 'n hotbed van allerlei vreemde organisasietjies want hy lê in 'n baie vreemde geopolitiese omgewing. Jy weet naby Afghanistan, ons het daar almal Bin Laden daar weggekruip tot hy daar doodgemaak is. Daar's baie ander aanvalle geloods vanaf daar na ander plekke toe ook deur terroristeorganisasies. So Pakistan se interne situasie is nie baie goed nie. Jy sal onthou cricket uit vir 'n lang ruk is daar nie crickettoere soontoe na plaasgevind na die aanval op die Sri Lankaanse span. Maar nou onlangs is die toernooi ook geskuif na Dubai teen die crickettoernooi. Na Dubai toe, deel is in Dubai gespeel. Hulle het dan 'n wedstryd of 2 gekry, maar Pakistan dit gaan nie baie goed daar nie. Jy weet, dit is 'n baie die mekaar samelewing in die stadium van die geveg. Maar nou moet jy weet, as jy nou die godsdiens element bybring, want Modi van Indië is baie Hindu nasionalisties en daar word gevoel hy diskrimineer teen moslems in Indië. Jy weet, dit kan ook later dalk 'n rol speel. Jy weet, enige plek waar godsdiens betrokke is, veral as jy 'n bietjie radikaal daaroor raak, dan skep dit nog ekstra probleme. Ja. Jy weet, so mense sal hierdie maar fyn met dop hou. Hopelik, soos jy sê, Peer, ek weet nie, dit is soos Iran en Israel 'n jaar of wat gelede, toe hulle daarom koelkoppe daarom geseëvier, maar ek dink dis omdat albei ewe sterk is. Hier hopelik sal dieselfde gebeur. Jy weet, dalk dink albei, kyk, ons kan nie nou in 'n kernoorlog betrokke raak nie.
Hopelik sal dit tog nie gebeur. China het klaar gesê dit is regrettable, dis die woord wat hulle minister gebruik het, en Pakistan het klaar geretaliate. Dit is ook volgens die artikel in BBC. So dit is klaar besig om 'n bietjie op te vlam. So sal ons sien wat verder nou gebeur in die skietery heen en weer. Soos een van die nuusorganisasies gesê, dit is eintlik regtig 'n groot eskalasie van dinge wat daar aangaan. Dit het nou oornag gebeur, so ek is nou nog nie heeltemal so lekker op die bol daarmee soos hulle sê nie, maar dis 'n ding wat 'n mens maar sal moet dophou deurentyd. Definitief. Dan gaan terug op plaaslike bodem en die polisie se BBP wagte nie skuldig nie. Ek het julle gesê dis slegte nuus vandag. Julle onthou nog die 8 BBP-lede wat aangekla is van aanranding en allerlei ledelike goed nadat hulle daai motoriste aangeraak het. Op die video, wat op sosiale media was. Die video op sosiale media. Die polisie het nou besluit hulle is nie skuldig aan aanranding en al daai lelike goed wat hulle gedoen het daai dag nie. So ja. Hulle moet nou nog in die hof tereg staan, maar hierdie is nou 'n interne ondersoek deur die polisie. Die kommissaris het gesê hy sal graag die ondersoek wil sien. Die verslag wil sien wat daaroor saamgestel is. Dit is my nogal bietjie skokkend. Jy weet 'n mens wil nie sien in jou land dat sulke goed gebeur en dat mense niks oorkom nie. Jy weet dit laat jou dink aan al die diktature met die karikature van hierdie veiligheidswagte wat doen net wat hulle wil, jy weet, en ek is bevrees hierdie is so oomblik, dit was nie goeie nuus vir die presidentsie nie, dit was nie goeie nuus vir die land nie. Mense sal hoop rede C4 hier net, jy weet, ek kan net nie dink dat van die goed wat hulle gedoen het regtig in hulle job description is nie. Dis almal weet dis die mense op die video. Dis bevestig, dis die mense op die video. Ja. Maar die polisie sê hulle laat vaar die saak. Wat my snaaks is dat die hof het nog nie 'n beslissing gelewer. Nee, hulle is nog uit op 'n borgtog, nog 'n taamlike stewige borgtog. Toe die hof kom weer een of ander tyd voor nie. Dit moet weer een of ander tyd voorkom. So mense iewers in Junie as ek dit nie mis nie. Ja, dit sal nogal interessant wees om te sien wat dan daar gebeur. Maar intern het die polisie besluit hulle het nie probleme met. So sou hulle nou skuldig bevind word, gaan die polisie dan nou weer kyk na hulle? Dit gaan baie interessant wees. Dan sal hulle eenvoudig weer daarna moet kyk, jy weet, want ek dink 'n hof, 'n siviele hof gaan anders daarna dalk kyk as wat 'n polisie ondersoek daarna kyk, jy weet. Want vir 'n siviele hof gaan daai dinge wat daar gebeur het baie swaar weeg, jy weet, want jy's die een man is erg aangerand en gewere is in mense se gesigte gedruk en dit was 'n totale oorreaksie gewees. Ja. Jy weet en daar's juis 'n probleem met hierdie blou ligbrigades. Dit is 'n probleem vir baie mense, jy weet. Daar's selfs politieke partye wat sê as hulle bewind kom skaf hulle blou ligbrigades heeltemal af. So 'n probleem is dit vir sekere mense in die land. So ek dink nie hierdie is baie goed vir ons in die stadium nie. Op die einde laat mense net wonder, as jy dan nou deur polisie afgeknou word, het jy enigstens 'n toevlug tot hulp of gaan iemand jou help, is daar baie goeie punt, Peer, baie goeie punt, jy weet. Dit is een van die nadele van die ding. Gerte dan, die DA is ook in die hof wet op gelyke indiensneming. Die DA is baie in die hof gister het hulle dan iets reg gekry toe die burgerskap wat teruggetrek is van mense wat 'n ander paspoort deur die hof tersyde gestel is, maar nou is hulle daaroor die in gelyke indiensnemingswetgewing wat hulle oor kla oor rassewetgewing en so aan. Jy weet ons praat gereeld hier oor dit gaan nou weer die regering van nasionale eenheid bedreig want die ANC raak nou kwaad vir die DA wat nou alweer 'n hofsaak maak ook een van die wette. Maar jy weet ek dink dit het hoogtyd geword dat ons 'n bietjie gaan saam sit die land en gaan dink wat wil ons hê? Wat gaan gebeur? Ja. Is dit nodig? Hoe lank moet dit van krag bly? Word dit reg uitgevoer? Jy weet ons moet daai goed met mekaar gaan bespreek. Daar's nou 'n nasionale dialoog wat kom ek weet nou nie of dit 'n goeie ding gaan wees. Al vir die laaste 10 jaar. Al vir die laaste 10 jaar, maar dit gaan nou glo hierdie jaar kom die president moet nog die mense aanwys, maar daar kom die probleem weer. Dit moenie 'n politieke gedrewe ding wees nie. Ons moet 'n bietjie begin kyk na die mense van die land. Wat het ons regtig nodig? Het ons die wet nodig? Het ons werk nodig? Daar's baie mense sonder werk. Ons moet besluit jy kan nie die een en die ander een ook nie. Jy kan nie alles hê nie. Maar mense moet ook begin saampraat. Ons moet nou die land probeer regeer. Die land moet op 'n manier regeer word. So hou op om hierdie bekleierery, dit help net nie. Ek weet net nie. Maar ja, jy gaan net in mense se koppe inkry. Ten minste die een stukkie goeie nuus. Gisteraand 11:30 het die ANC 'n verklaring uitgereik dat hulle met die Afrikaner netwerk gesels het wat nou glo lede volgens hulle van Solidariteit en AfriForum insluit. Is dit die Afrikaner netwerk? Ja, en hulle van alle vreemde dinge, die PAC was die fasiliteerder vir die gesprek. Wat 'n baie goeie teken is. Jy weet die PAC skree nog gereeld one settler one bullet nou, maar jy weet ten minste doen hulle iets wat goed is, jy weet, en ek dink hoe meer daar gepraat word hoe beter. Maar daar moet regtig politieke wil wees om iets te doen aan probleme. Jy kan nie na die ANC toe gaan en sê hier's 'n probleem en dan sê die ANC nee, ag maar wat jy weet
ons het dit nou nodig in ons verlede, maar kom ons los dit nou man. Jy weet, dis soos al hierdie wette wat die president geteken het net voor die verkiesing. Dit het die ANC absoluut niks in die saak gebring. So die ANC moet ook begin besef, die mense van die land soek dalk na iets anders. Ja. Dis hoekom hulle na ander partye soos MK kyk, jy weet, so hulle sal daai besluite moet geneem word, maar ons kan nie so aangaan elke keer as daar onsekerheid oor die regering van nasionale eenheid nie. Want hulle beklei nou weer ietsie wat hulle eerder agter geslote deure oor moes gepraat het. Dan gaan sluikhandel en drank en sigarette kos die land baie duur. 30 miljard se belastinginkomste gaan verlore weens die sluikhandel en drank en sigarette. Dit is amper 3 keer die bedrag wat die tesourier met die verhoging BTW-verhoging wou invorder, maar die smokkelhandel sluit in kos, drank, sigarette, medisyne, chemikalieë, wilde diere, vervalste goedere en dan het ons ook nog onwettige mynboubedrywighede. Sure. Die probleem met hierdie goed, daar is nie genoeg wetstoepassing nie en ek dink een van die groot probleme was met tydens die COVID-pandemie, toe drank en sigarette die verkoop daarvan verbied is, het dit die sluikhandelaar se hand net gesterk, want mense het aanhou drink en rook. Waar daai goed vandaan gekom? Uit die sluikhandel uit. En daar is altyd beweringe, dit kan nou nog nie bewys word nie, maar daar's wille beweringe dat hierdie sigaret, onwettige sigaret onder wettige drank mense politieke invloed het. Ja. Dat hulle 'n bietjie geld hier onder deur die tafel gee. So dis nie baie goed vir die land om sulke goed te hoor nie. Jy weet 30 miljard vir 'n land soos Suid-Afrika is baie geld want die regering het vir alle praktiese doeleindes nie geld nie. Ja. Maar ons lid inhaal ons persoonlike belasting. Ja, ons sal seker ons persoonlike belasting haal. Mens weet nie dalk verander hulle weer van mening oor die BTW, hulle het al so baie verbeelding verander. Mens wag nou maar vir die volgende ene nie. We gaan dan krag na Weskoppies is herstel. Ja, dit is nou nogal 'n klein stormpie opgelewer toe die Tshwane Stadsraad die krag na Weskoppies die psigiatriese hospitaal afgesit het. Baie mense reken dis heel onmenslik om dit te doen. Toe die Action SA wie se burgemeester nou in beheer van die Metroraad is gister 'n verklaring uitgereik. Nee, maar sy het eers seker gemaak daar is genoeg kragopwekkers en sonkrag en so aan voor sy die krag afgesit het. En baie mense het gesê jy kan nie so iets doen met sulke kwesbare mense nie. En jy moet eerder gaan soek na die provinsiale regering wat die rekening moet betaal. Maar nou ja, nou die Action SA teruggekrabbel nadat hy nadat hy gekritiseer is. Dit is vir my vreemd dat sy nie voor die tyd gesê het ek het die krag afsit nadat ek seker gemaak het daar is genoeg kragopwekkers en so nie. Is asof is alweer reaktief. Reaktief. Elke keer reaktief peer. Dit is maar hoe dit gaan nie so by ons deesdae nie. Ons het nog nie oorlog nie, maar ons het baie ander probleme. Verskonings. Verskonings. Maar Gert, Duitsland het ook sy eie stel probleme, maar uiteindelik 'n kanselier. Hy het nou uiteindelik 'n kanselier. Friedrich Merz is nou die konservatiewe leier. Hy het die eerste stemmery het hy dit nie gemaak nie, maar toe met die tweede stemmery het hy dit toe nou uiteindelik gemaak. Maar die man het ook nie baie dit is ook maar 'n duistere toekoms wat op hulle was. Hulle het nou klaar gesê dit was nie 'n goeie begin gister nie. Duitsland het baie probleme. Vir die eerste keer in langer het hulle ekonomiese probleme. Daar is die opkoms van daai regse party, die alternatief vir Duitsland wat al hoe meer steun werf. En die regering het nou gesê hulle het dit nou tot 'n regse ekstremistiese party verklaar. Tot groot konsternasie van sekere mense in die Trump-administrasie soos Marco Rubio en sy adjunk J.D. Vance. Maar die Duitsers sê, jy kan nie vir ons vertel nie, ons weet wat se skade regse ekstremiste aangerig het in die verlede. Hulle praat natuurlik van die Nazi-era. So ja, mens sal maar moet sien hoe dit gaan vorder. Maar die man het 'n baie moeilike taak op hom. Jy weet, mens weet ook nie, daar is ook allerhande alliansies wat gereeld uit mekaar uitval en so aan. So ons maar moet dophou wat daar aangaan. Maar dit wys ook net vir jou die wêreld is regtig nie op 'n baie goeie plek nie, want Duitsland het altyd gedink Duitsland is hierdie toonbeeld van weetvordering en liberalisme en al daai tipe van goeie stabiliteit, jy weet. Toe Angela Merkel daar was almal gedink sy is die wonderlikste mens. Ek het ook so gedink, nou word daar baie mense wat sê sy het derentyd verkeerde besluite geneem. En baie van die probleme word nou op haar skouers geplaas, jy weet. So iemand moet altyd daarom seker die skuld kry. Dit is interessant want as jy sê Duitsland was amper gesien as 'n leier in Europa ook en nou onlangs, maar dit asof hulle siening verloor het selfs in Europa en ons kyk al eintlik net weer na Frankryk en Emmanuel Macron op hierdie stadium. Ja, dit is hy en hy byt dit natuurlik lekker uit op daai situasie. Ja, Macron elke sent werk. Hy probeer oral in betrokke bly, jy weet. So daar's nou nie almal het nou nie soveel vertroue in hom soos in Macron nie. Ag en Merkel nie, maar ja, mens sal maar sien wat gebeur. Dan Gert, daar's baie duidelikheid dat Kanada nie te koop is nie. Nee, Kanada se nuwe premier het gister met Donald Trump gepraat, ten minste het hulle gepraat.
Makani het gesê Kanada is nie te koop nie vir enige prys nie, maar Donald Trump het nou weer gesê, jy weet, jy kan baie voordele kry as jy die 51ste staat van Amerika word. Trump wil net, jy weet, hy soek Groenland nog en nou het hy nog soos Putin gemaak het met Oekraïne. Putin met Oekraïne, maar nou, jy weet, Groenland is ook nog daar ergens te sprake, Peer, maar nou sê Trump gaan ons nou volgende week Midde-Ooste toe. Hy sê hy het 'n baie groot verrassing wat hy gaan aankondig. Hy wil nie nou sê wat dit is nie, maar ek dink die arme mense van die Midde-Ooste is in vrees en bewing vir wat daar aangekondig word. Dit voel soos 'n sepie. Wonder of dit nie oor Gaza gaan nie. Jy weet, want ek sien die plan is nou van daai regse Israeliese minister van Finansies, hulle wil nou Gaza heeltemal vernietig en basies die mense op een punt saamkry en hulle van daar af na ander lande toe stuur. Maar na watter lande toe gaan? Want al die ander lande het ook gesê hulle wil nie die mense hê nie. Hulle wil nie die mense hê nie, jy weet. En dit is, jy weet, ons het met die man van Fatah gepraat daar in aan die Wesbank. Hy sê jy kan nie vir my sê ek moet op 'n plek gaan bly waar ek beter gaan lewe nie. Hy sê hy wil bly waar hy is. Hy het self 'n huis daar, die huis is wel vernietig en 120 van sy familielede is dood. Hy sê maar dit is hy wil daar gaan bly want dis waar sy menswaardigheid lê, waar sy wortels lê. Jy weet, mense moet sulke goed ook onthou. Daai konflik moet ook, jy weet, hoeveel Amerikaanse presidente het dit al probeer oplos en kon nie daarin slaag nie. Ja, ek wil liewers nie verder gaan nie. Nou maar goed. Kom ons praat oor Spanje, want Spanje is nou vir jou 'n bietjie goeie nuus, jy kan nou minder werk. Ja, die werkweek is nou van 40 uur tot 37.5 uur verminder en dit raak so 12.5 miljoen werkers in die privaat sektor. Nou ons het verlede week gevoel 'n 3-dag werkweek. Dis baie lekker net. Maar ek het nou syfers gesien, lyk my hier in Afrika werk die mense nogal hard. Sudan werk 'n 50 werkweek, jy weet, maar Jemen is hier by die 27 uur werkweek. Ook maar daar is nou 'n bietjie ontwrigting so, maar Nederland trek jy by 29 ure rond, bietjie meer as 29 ure. So dit kan seker gedoen word. Ja. So ek dink as mense 4 dag werkweek het, moet jy seker net bietjie harder werk. Minder rond sit in die werk. Hier, as dis 2,5 ure minder per week. Dis as jy 50 week vat, dan sit 'n halfuur, dan werk jy 7,5 'n dag. 2:30. Ja. Ja, 3 Vrydagmiddag. 3 Vrydagmiddag help 'n klein bietjie, Peer. Meeste van ons loop in elk geval weg teen 2 uur. Die probleem net met mense wat ons werk doen, ons kan nooit afvat nie, want daar gebeur die hele tyd iets en die hele tyd wil hulle nie sê en die hele tyd wil mense oor die nuus praat en so aan so. Dit gaan nie vir ons help nie, behalwe as jy sê die nuus stop ook. So dit was interessant geweest want hulle sê die rede ook hoekom hulle die ure wil verminder is hulle wil mense probeer help om 'n beter werk sosiale lewe balans te vind. Ek dink dis iets wat jy praat van die Nederlanders van die 29 uur. Ek dink dis iets wat hulle nogals goed reg kry. So wanneer hulle werk laat, maar daar is ook baie definitiewe balans van wanneer hulle meer vrye tyd het. En ons sê mense is meer produktief dan. Ja, hulle sê mense is meer produktief want dan is jy gefokus, meer gefokus. Nou dink jy, gaas nog 'n dag om dit te doen. Kom ons los dit eers 'n bietjie. Die Franse is al klaar. Die Franse is al klaar op 'n net so min werksure. Hulle is die voorste land op die stadium in Europa as dit kom by veral as dit kom by vrouens wat swanger is en mans wat paas word. Die voorste land met aftyd. Ja, maar jy weet soos Jennifer sê, dis eintlik belangrik en ek dink baie mense kry dit nie reg nie. Dis hoekom daar so baie stresverwante siektes en goed is. Mense kry nie daai balans lekker reg nie. Jy weet, jy moet dit maar vir jouself ook seker probeer uitdink hoe jy balans gaan bewerkstellig. Maar as jy staat help in die werksure 'n bietjie minder maak, hoekom nie? Ja, ek en jy kan dan donderdag 7:30 ophou met die program. En Vrydag glad nie opdag. Ja, Vrydag glad nie opdag nie. Dan was dit nou vandag eintlik donderdag plek van Woensdag. Daar's ons weer terug by 'n kort naweek. Ja, daar's ons weer terug by 'n kort week, ja. Ja. Gert, en dan eindig ons eintlik met 'n mooi storie ten spyte van al die pyn. Medaljes wat in brand verwoes is word vervang. Ja, die Olimpiese swemmer Gary Hall Junior in Amerika, sê ons junior en senior. Hy het nou 10 medaljes by die IOK gekry, replikas van medaljes wat hy verloor het in daai woeste brande in Los Angeles. Dit is eintlik 'n baie mooi storie. En dis een van die min goeie dinge wat die IOK doen want hulle is ook maar 'n vreemde organisasie. Maar Hall het 5 goue, 3 silwer en 2 bronsmedaljes gewen in 96, 2000, 2004. Ag, dit is net vir my 'n mooi storie, jy weet. Mense sien min dat sulke goed gebeur. Dit is nou wel net replikas so mense kan sê, maar ja, dis nou nie die ware Jakob nie, maar steeds die idee, dis 'n idee wat tel. En hulle het 'n hele seremonie vir hom gehou. Ja, hulle het 'n hele seremonie. Was daar ook 'n blou dwergie wat in 'n bakslaai gelê het op sy seremonie? Soos by die Olimpiese spele se openings. Nee, mag nee. Ek dink nie so nie. Ja, ek sien daar's 'n storie oor die koreograaf wat ook nou daai ding gereël het wat ook nou ergens 'n saak het. Maar nou ja,
Ek het nie die blou dwergie gesien, Jennifer. Ek het ook nie hom gesien nie. Die man het nogal taamlik bewoog geraak. Wat in sy seremonie, ja. In sy seremonie, ja. Ja, ons praat nou van hierdie seremonie. Ja. Want jy kan nou dink na die verwoesting van die brande en ons weet hoe baie verwoesting daar was in Los Angeles na daai brande en jy verloor al vir die ding waarvoor jy so hard werk. Ek het regtig ook gedink dit is 'n mooi gebaar dat hulle vir ons sê ons hou vir jou 'n seremonie. Hier is replikas van jou medaljes. Dis baie nou. Ek gaan die Olimpiese medalje is nou nie iets wat jy by jou plaaslike pandjieswinkel kan gaan koop as dit in die brand vernietig is nie. Dis regtig iets unieks nogal. En dis net vir my, jy weet in hierdie tyd waar ons lewe is dit daarom een mooi storie. Absoluut. Gert, baie dankie vir die saamgesels. Jy moet 'n heerlike dag verder hê. Baie dankie Jennifer en baie sterkte vir jou span vanaand. Baie dankie Gert. Sterkte vir jou ook weer. Kyk 'n bietjie sokker. Sokker, hoekom? Nee. Gisterand was daar 'n verskriklike game weer. Is dit? Want het iemand gestruikel en toe staan op die laaste het vir Barcelona 4-3 gewen. Jy sien, dit is groot. Dit is groot, Gert. Maar baie dankie. Ek sal vir jou 'n boodskap stuur as my wanneer my span wen. Goed Jennifer. Dit is Gert van die Westhuizen. Bly rus ingeskakel. Net hierna gesels ons oor Afrikaans. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.